Ek sit nou so lekker hier so in my sitkamer en dit donder weer en dit blits. Ek weet nie of jy dit kan hoor nie. Maar ek dink sommer aan die stem van God en hoe die stem van God 'n stil, sagte stem is, maar ook verduidelik en kan beskryf word as blits en donder weer, ook as klomp waters wat kan kom. Maar ek dink, weet as jy na klomp waters gaan kyk, ek kom van Appington af, dan sit jy by die Grabbies watervalle en dis waters op waters op water, duisende liters per sekonde wat val. En hierdie groot geruis en gedruis van water is juist die klank wat my gees en my siel rustig en kalm maak. En God se stem is presies dieselfde. Dalk in die geraas daar buitekant is sy stem die stem wat jou gees en jou siel kan kalm maak. En ek dink sommer aan Elia wat God encounter op die berg Horeb in 1 Konings 19 vers 11 tot 12. En die Bybel sê daar het 'n sterk wind gekom en die klippe gebars en gebreek en God was nie in die wind gewees nie. Net daarna daar 'n sterk aardbewing gekom en God was nie in die aardbewing gewees nie. En toe 'n vuur en God was nie in die vuur gewees nie. En toe 'n stil, sagte stem. En God kom in 'n stil, sagte stem. Nou ek onthou toe ek net tot bekering gekom het. Hier gaan ek op my eerste ministry trip saam met iemand wat my genooi het. Ek was nog eers gedoop nie. Op daai ministry trip is ek gedoop. Ek sien my eerste wonderwerk en toe ons trip klaar was 'n Sondagoggend, ons jaag terug Appington toe en ek bly sê ons moet jaag want ons vanaand worship by die kerk. Ek wil net terugkom by die huis. Ek wil net terug in worship ingaan. En ons maak dit net betyds en soos ons daai aand in worship instap, lyk dit asof ek my oë onder water oopmaak en ek sien alles blurry, verskriklik blurry voor my. En tussen al die blurry mense wat voor my sien, ek kan nie verstaan of ek in 'n visie of wat ek ervaar nie, maar ek weet alles is blurry. En sien ek hierdie twee mense wat helder uitstaan en ek hoor die stil, sagte stem vir my sê, gaan hulle toe en bid vir hulle. Hulle het 'n baba verloor en ek wil hulle herstel. En ek dink, o Here, ek kan nie doen nie. Nou het ek net Jesus leer ken, ek is 2 maande oud wat ek kom volg. Ek skuif al die stoele voor my uit. Ek lê op my gesig. Ek sê, Here, ek sal gaan, maar ek sal gaan staan by die altarkol heel agter al die mense. As hulle na my toe kom, dan sal ek vir hulle bid. En daaraan preek die pastoor 'n boodskap. As God sê jy doen dit, dan doen jy dit. Wat God ja voor sê, is 'n ja vir jou. Jy kan doen wat God vir jou sê. En ek onthou hoe dit my so gestig het en ek is gereed om hierdie woord vir die mense te bring, maar ek is net so bang, want hoe sê ek vir iemand, of hoe vra ek, het julle 'n kind verloor? Ek weet nie hoe om dit te doen nie, en dit is 'n sensitiewe vraag. En nou gaan staan ek agter al die mense en die volgende oomblik druk hierdie man en vrou voor my deur. En hulle sê, vra vir my, kan jy vir my bid? Ek sê toe ja, maar ek het 'n vraag vir julle. Ek vat die man se hand so en die vrou se hand so, en ek druk my kop tussen hulle twee ore en ek vra, het julle 'n kind verloor? En toe ek het vra, toe sak hierdie vrou in mekaar hierso en die man sê vir my ja en hy sê vir my haar naam. Ek sal haar naam nooit vergeet nie en ek wil dit nie hier opsê op 'n publieke plek nie. Hy sê vir my haar naam, hy sê sy was 2 maande oud, toe gaan sy dood. En ek dink by myself, Jesus, ek weet nie wat nou gebeur nie, maar God wil julle herstel. En ek bid oor daardie mense. En tot vandag toe sal ek nie vergeet daai kind se naam nie. Die mooiste naam. Ek weet nie hoe sy gelyk het nie, ek het nie 'n foto van haar gehad nie. Wat ek weet is, ek het 'n stil, sagte stem gehoor. En die kerk was vir my baie kwaad geweest dat ek vir iemand gebid het, want ek was nie deel op die kerk se span nie, ek was nie deel van 'n leierskap geweest nie. En hulle het my afgeruk van die mense af en gesê ek mag nie bid nie. En ek onthou hoe het ek gesê, ek gee nie om wat julle vir my sê nie. Julle diens vanaand het gesê, as God sê ek kan dit doen, dan doen ek dit. So ek onthou stap ek uit en ek het agter daai kappel aangegaan tot wanneer ek vir hulle albei gebid het. En toe loop ek uit. Pastoor is kwaad, ek kan nie in sy huis inkom en so nie. En daai tyd het ek nie verstaan nie, ek is 2 maande oud. Ek verstaan vandag, jy kan nie net in 'n ou se kerk ingaan en hande op mense lê as die leiers jou nie ken nie of as die mense jou nie ken daarso nie. En ek verstaan is belangrik om God se stem te hoor. Dit is meer belangrik om die leiers in die huis te eer, om dan eerder na hulle toe te gaan en te sê, hoorie, ek het net gevoel die Here sê hierdie, is dit okay as ek vir hulle bid dat ek die blessing van die huis kan kry. Maar ek het net nie verstaan daai tyd. Al wat ek weet is, God het met my gepraat en as die God van die hemel en aarde met my praat, dan sê ek ja, ongeag wat mense van my dink. En vandag wil ek jou bemoedig. Wat ook al God met jou praat in die stil, sagte stem, van die dag of van die nag, in 'n droom of in 'n visie, sê ja vir dit. Wees gehoorsaam aan die stil, sagte stem, want jou gehoorsaamheid aan God se stem is 'n blessing, is herstel, is vryheid, is bevryding, is genesing, wat ook al dit is. Jou gehoorsaamheid is dit alles vir die volgende persoon waartoe die Here jou stuur. Vader, ek dank U vandag in die naam van Jesus, soos wat dit donder weer daar buite en reën hard val en hoe daar blits is en 'n gedruis van water is. Here, dank ek U dat U stem die stil, sagte stem is wat ons rustig maak, ons kalm maak. Here, en ek bid dat ons altyd sal gehoorsaam aan U stil, sagte stem in die naam van Jesus.